Ek het gehoor Pot gepraat van die Berry Special Floaties. Ek het gedog dis daai ek het Die gedog fluoresceen bom. Die vis was daar in die oggend op 20, toe's hulle weg. En die ouens wat nie daai vis gevang het in die oggend nie, het die vis gehad. Maar Het jy hulle die gevang triek op met die maar jy weet ons kan praat na die final, jy weet aangesien die Berry Special Floaties. Eerste keer laat ek Dis hierdie jong man is bang vir 'n veteraan. Glad. Welcome to another episode of the original podcast with me, your host, Saki van die Kerk. Right, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons het weer eens vir julle 'n lekker episode beplan. Ek dink ons het 'n paar goed wat ons bietjie wil bespreek. Is 'n bekende gesig wat ons terug op die podcast het. Sy eerste episode het regtig goed gedoen. So obviously die mense het geniet om vir hom te luister en is 'n jong man wat lus is vir hengel. In elk geval dit voordat ons verder gaan. Welkom terug. Dankie Sakkie. Ja nee, dis lekker. Ek is gegeer vir julle, so dis nou so amper donker hier by ons daarom, so die dinge is beter. Ons het nou so lank gekuier voor. Ons het nou so lank dat ek so met 'n paar bietjie bier gedrink het. Ja. Wat ek wou sê is ons so lank gekuier voor die tyd dat dit is al donker. Ek het net nou gewonder, is dit al tyd? Maar nou is dit tyd. Gelukkig sê dit donderstorm op pad ook, so as julle net dalk 'n slag of 'n ding hoor, dan moet julle maar weet, dis nie Lia wat kwaad is vir my hier agter nie. Dit is maar net so 'n bietjie donder weer. Ja, en dan ons gaste vanaand is Kwagga Smit, Tiaan. Hy was voorheen op die podcast, ons het net gekyk, het was so hierso in Januarie. Dis toe val dan net so begin vreeslik water gekry het, ons gesê het of gaan ons daarom nog kan hengel of nie. Ek dink op daai stadium was Valdam so ampertjies op 50% en dis nou heeltemal 'n ander storie. Tiaan, Kwagga, welkom terug by die podcast. Ons sê dankie Sakkie en Berry weer eens dankie vir julle en dankie vir die voorreg. Ja, julle sal sien ons het agter my agtergrond is vanaand so klein bietjie anders. Ek is 'n bietjie besig om te renovate. Ons gaan definitief 'n paar nuwe dinge wat die podcast se kant toe kom. Ons rekord hierdie nou, dis nou maandag aand. Môre is my laaste dag wat ek het by hierdie nuwe kontrak wat ek so besig was mee. So van Woensdag af is ek nou officially weer klaar met daai, so dan behoort die podcast weer prioriteit te kry so vir die members en die goed wat nog so elke maand ons ondersteun. Ek wil vir julle net regtig baie dankie sê en daai video's gaan nou vinnig uitkom. So julle kan maar julle oë hou op baie video's. Ek bedoel ons gaan terug van die eerste video wat ek moet gaan post is van DQ met die bass en ek bedoel dis nou al 'n hele klompie episodes terug wat ek agter is. So ons sal vinnig daai episodes opvang. So as julle nog nie deel gevorm het van daai membership en julle kan kyk in die link onder, die eerste link sal daai join die membership wees of as hulle join knoppie wees. Jy moet gesubscribe wees voordat jy dit kan doen. So as jy nog nie gesubscribe het, jy subscribe eers. Dis gratis en verniet. Maar dan as jy ons dan nou so 'n bietjie meer wil ondersteun, sal jy kan sien ons het lekker level 1 en lekker level 2. Maar ons sal dit definitief 'n bietjie later doen. Net om vir julle 'n bietjie te wys, ons het nuwe hemde wat ek hierdie kant vir ons bietjie gekry het. Dis goed dat nou maar agter in die skerms aangaan. Ongelukkig dink ek die hemde gaan 'n bietjie klein wees. Ek maak hulle hierso in Vietnam. So die Vietnam se 5XL is definitief nie Suid-Afrika se 5XL nie. Maar wat ek gaan doen is ek gaan definitief so 5 of 6 van die hemde bring in verskillende sizes vir die members en dan sal ons dit vir die members uitraffle. Ek dink dit kan nog wel 'n lekker dingetjie wees daarso. Wat wil pas sê? Maak hulle tot 'n 8 en 'n 9XL daar. Ek het vir die ou gesê, ek sê vir hom, kan ek as ek vir hom 'n sample bring van 'n hemp se size, kan hy dit maak? Toe sê hy vir my nee, hulle stencils gaan dis tot waar hulle stencils gaan. Hy sê anders moet hulle nuwe stencils create. Hy sê hy gaan nie nuwe stencils create net vir So tot waar gaan dit? 5XL. En ek het hom nou die week te daai 5XL gekry en daai 5XL. Kwagga, jy gaan nie 'n hemp kry nie. Nee, Ja, die 5 Wat 'n groot hemp dra jy? 2X. O nee, dan sê daarom soos ek. Ons sal dit nog maak. Ek Ja. dink ons aan 'n 5 pas. Nee, Ek ek sien dink lyk my ek sal saam met oom moet hengel op die boot, dan kan ek ook so 'n mooi As ek vir julle so collar kan shirt wys. kry soos oom. as ek vir julle so kan wys, hierdie is 'n 2XL wat ek nou hier aan het. Ja. So dis
Ek dink ek gaan meerderheid van hulle pas, maar ek dink daar's 'n paar van die Suid-Afrikaanse manne wat gaan sukkel. Dis maar al. Ja, wat ek geleer het met daai goed sakkie is, jy vat altyd 'n size of 2 groter as dit van daai kant af kom. Ja. Sien, die ding is wat ek gedoen is ek het egte 2 XL bestel, want ek het nou samples laat maak. So ek het 2 XL en 'n 3 XL gemaak. Toe maak die ou fout het hy vir my, want ek het 'n lang mou en 'n kort mou. Toe stuur hy vir my al twee 3 XL en ek trek dit toe aan, ek is soos, "Joe, dis 'n bietjie knap." Dis om die lyf is dit fyn, maar die arms was 'n bietjie knap. Toe sê hy vir my maar hy kan die arms vir my net groter maak, die moue fisies groter maak. So ek vond hy doen dit, maar dan stuur hy vir my 'n 5 XL en 'n extra small, want ek die kleinste in die middel en die grootste hê, maar kan ek nou self sien hoe die sizes is, maar ek is 'n bietjie bekommerd. Wat ons doen is op die skouers meet. Ons sal laat Steven syne byvoorbeeld meet en laat ons kyk hoe en dan kan jy dit daai kan check. Ek dink dit het baie mooi uitgekom, so julle moet vir ons in die comments sê, dink julle dis nice, jy of nee? Is dit ietsie wat julle so van hou? Die hemp is alraai, die ou binne is nie so nice nie. Ja, dis lelik. As ek kom nou aangegaat het, nee. Kom ek het ten minste vol gesit. Net op 'n ander noot, ons het so 2 weke terug het ons gepraat van die Petit Janine kompetisie. Ek het toe ek die program nou geëdit het, toe ek agtergekom dat ek het toe eintlik nou maar bietjie, dit was redelik onduidelik hoe om deel te neem van die episode. En toe ek nou uit die aard van die saak het nou nie die post op Facebook gemaak wat die ouens moes geshare het, want ek het besef dat die instruksies was regtig net so vaag dat niemand het geweet wat om te doen nie. En ek moet self sê ek vra om verskoning vir dit. So wat ek gaan doen is, as hierdie episode nou live gaan, sal julle sien op die original podcast, gaan ek 'n post maak oor die Petit Janine Extreme en die Petit Janine. Dis die post wat ek wil hê julle moet sommer net share. As julle daai ding share, dan is julle outomaties dan ingeskryf vir daai kompetisie. En dit was 'n half liter Petit Janine. Of hoe het ons dit gemaak? Ek kan eers dan ek gaan terug en ek gaan kyk wat was Petit Janine en 'n bouer van daai floaties. En dan het ons vir die members het ons gesê. Nou vir die members het ons gesê, dis nou, die members kry gewone Petit Extreme en van die floaties. En daai floaties het mooi uitgekom. Baie mooi, maar nou sal, ek het nou 2, ek het ons die fluorescent bom, en ek het toe nou vir 'n floatie gemaak, wat ons nou maar op die stadium noem Berry Special. En, daai Berry Special floatie is regtig besig om bietjie te werk. Dis regtig waar een van die goed wat Jenny en baie goed doen. Ek weet ons is veronderstel nog by die weekend wrap-up van verlede week te kom. Ons nou obviously nie die naweek gehengel nie. Ja, met die bootkompetisie het ons gefish en die dinge was regtig moeilik. Die algemene, oor die algemeen, ons het nog nie die amptelike uitslaag gekry nie. Ek dink is maar met die kort weke en die goed. So ek kan nie presies sê waar ons geëindig het nie, maar ek het geëindig met 10 vis 17 kilos en Lia het geëindig met 7 vis 14 kilos. So dit was regtig waar moeilik geweest. Maar ek het 7 kapies gehad en van my 7 kapies het ek dink 5 van die 7 met daai Berry Special floatie gevang. Ek het van die Berry Special floats vir ouens gegee by die Elite Final, toe ons daai dag net maar sommer net oefen, nadat dit afgestel is. Toe sê ons ouens, hulle is binne, hulle gaan nou maar hengel. Ek gee toe vir hulle en onmiddellik toe vang ons vis daarmee. Toe sit ons nou verlede na, ek kry toe nou daai vis op die boot, maar sonder dat ek dit weet, sit Steven hulle, oorkant ons daar by Moelman, hulle is net so, as jy nou Moelman se oewer is, so en regs van die posbus, daar teen die bome, sit hulle daar in daai oop water. Net vinnig, Steven is nou Steven Nel wat vir ons hengel, wat in die original span is. En ons het ook nou al 'n paar episodes met hom gedoen, so as julle vir sy episodes wil gaan kyk, gaan check maar net in Steven Nel. Nou soos ek julle sê, ek het 17 en Lia 14 kilos. Hy en sy pa daar oorkant ons gelê. Sy pa die dag gewen met 57 kilos en Steven het ek dink 48 of 45 kilos gehad, so ietsie. So hulle boot het gewen en hulle het regtig waar goed gedoen.
En daai middag toe hulle daar op die kant kom toe sê sy pa vir "Use like Barry, daai Barry special floaties." Hy soek daarvan. Hy het nou Steven se bakkie leeg gehengel. Ek het gehoor Pat gepraat van die Barry special floaties. Ek het gedog dis daai ek het Die gedog fluoresceinbom floaties. Dit is ook dis dieselfde tipe ding. Hy's net In lyn. gegeer. Hy het maar net 'n bietjie van 'n shock saam met hom. Maar sal dit maar eers hou vir later. Ons gee vir hulle sulke drips en drabs. Ons gee eers vir hulle die extreme bom en dan Nee, stuur hom saam. Ek sal ook gaan toetsie naweek. Jy weet die groot ding is daar's daai ding wat hulle noem daai final wat voor lê. So ons sal nou maar so 'n bietjie nou kyk of hy dalk vir ons werk. Wie het eendag vir my gesê? Iemand het eendag vir my gesê wat ons moet doen met die membership is laat as hulle deel vorm van die membership Moet dat hulle ons vir deel hulle- vorm van die toetsspan. proefkonyne. Dat as ons op 'n stadium kom waar ons hou ietsie soos hierdie proef, dan kom ons vir die membership. Ek weet jy wat, kom ons maar ek dink dit gaan 'n logistieke nagmerrie word as As ons dit op te 'n veel punt word. as ons op 'n punt kom waar daar actually nou 'n klompie members is, dan om dit uit te gestuur kry dan. Ja. Maar ons Maar kan wat- dan dalk sê ons vat 5 of ons vat 10, ons kies, ons doen 'n Randomly. tracking en dan sê ons 10 mense hulle kan gaan toets. So. Maar een van die ander goed wat ons toe nou daar op die boot getoets het. En ek weet ek het nou vreeslik baie navrae daaroor al gehad van mense wat vra dat ek moet hulle wys en ek het toe nou later daai dag het ek weer gewys. Ek weet net een ding. Nou julle dit op dit was op Original Mooties dat julle dit gepost het. So julle kan vir die mense by die huis, hulle moet net onthou dat Original Podcast en Original Mooties is apart. Twee verskillende goed. Ons kry dit op 'n gereelde basis waar die mense dink dat Original Podcast en Original Mooties is een en dieselfde. Ek hengel net met een my dieselfde pa, is so pa. goed. Ja, dis maar net uit die aard van die saak het is Original Mooties is my pa se dis die brand, maar die podcast is totaal en al anders. Dis kom ons episodes doen met ons skalk en sulke goed so. Ons hou die podcast totaal en al anders. Dis kom jy Okay, sien op Sakie. Facebook. Is dit Ek wil gou Alright, vir mense- sorry. Ek wil gou vir mense sê, kyk hoe val hierdie ding uit. Dit val letterlik, die tekstuur is vir my, dis 'n nuwe voer wat ons nou toets. Maar die tekstuur is vir my die ding waaroor dit gaan. Dis letterlik, dit voel soos ek gaan nou nie eens hele pak verder uitgooi nie. Maar dit voel vir my soos amper soos seesand. Kyk hierso, as jy hom so vat. Daar's niks grof in hom nie. En hy is absoluut, ek weet nie hoe Dis nou gaan ek en dis nou popcorn. Ja, gos jy gaan dit ooit op kamera kry nie. Ja. Maar ek sien dit ek het my lig aan die ou geaan, ek het my lig aan sit. Ek hoop sy laptop is op charge want as hy sy lig afgesit, as hy sy lig vergeet het dan is sy Nee, laptop ook dalk nie eens op charge nie. Nee, hy is op charge, maar ek bedoel die kamer se lig, dit was mos nog lig. Maar daar kan jy sien die tekstuur van hom. Maar hy ruik nie vir my lekker nie. En dis met popcorn en gewone meel. Nee, dit glad nie popcorn in nie. Glad nie popcorn in nie. Maar as jy daar kan sien, hy maak 'n vreeslike bruin voer. Ek het die gedagte daar rondom was om 'n voer te kry gebaseer op die Kurpers in Bloemhof. Dit is wat ek daarmee probeer teiken, maar dan in dieselfde asem moet ek sê dat ek dink dat die jong babertjies se goed dink ek gaan dit love. Ek dink as ou daai ding vir hulle daar gaan neersit, gaan jy definitief maklike skool van daai babers kan trek. En 'n mens weet, as jy daai 500-800 gram kilo babertjies bymekaar kan kry, dis 'n visie wat jy vinnig kan inbring. Hy gee vir elke keer daai bietjie kilos. Is nie 'n vis wat sukkel om te byt nie. Either hy byt of hy los dit, weet. So dis definitief iets wat ek dink ons 'n plek vir het. Die feit dat ek dink hy nog bietjie gerefine moet word. Hy's nog nie daar dat ek kan sê hoor hierso kom ek stuur 'n klompie pakke uit en ons toets die ding nie. Ek sal hom eers self wil toets. As ek die dag self tevrede is, dan sal ek hom verder gee. Maar die mense kan maar kyk, hier's definitief 'n ding wat op pad is.
Maar ja, so dit was die storie van die bootkompetisie. Dit was aan die einde van die dag was dit maar 'n taai dag. Ek het van die voer gevat. Ek vergeet ek wou dit die oggend op ons kol gegooi het en ek het heeltemal vergeet en nadat ons begin hengel het, toe onthou ek en toe maak ek dit sommer daar op die boot aan en ons gooi dit letterlik net so met die hand so 3-4 meter hier agter die boot. Het ek 'n klompie van dit uitgegooi. En gesê okay, ek sal dit nou 'n rukkie gee en dan probeer. Maar toe sukkel ons nou regtig die oggend om vis te kry en toe die vis nou op die ouend begin byt. Toe sal sien maar kyk, hy moet daai 30-40 minute lê en dan kry hy byt. Dis ek kan nie 'n stok nou opoffer vir dit nie. Ek het nou maar doeteenvoudig net een keer sommer net 2 wurmpies aangesit en hom net so gefliek laat hy daar op het val. En het gesê ek gee hom 10 minute en dit het in 10 minute daar niks gebeur nie, toe haal ek dit uit en gaan aan. Maar ons sal een of ander tyd sal ons hom verder toets. Ek dink Is dit 'n moeilike tyd van die jaar om nou voer te wil toets? Ja, Ons gaan nou so half in die winter in, dan weet 'n mens die visvang gaan outomaties nou begin verander. So jy weet nie maar jy moet ook weet as jy hom nou toets en hy werk, dan moet jy weet jy het iets wat gaan werk. Ja, dis So ons met al die water in die valdam of in die damme nou. Jy weet daar's so baie kos en goed. So as hy nou werk dan there is something behind it. Jy praat net so kwagga, ek vang so 'n babertjie. Né? Daai babertjie is nie ek dink nie hy's definitief nie 20 cm lank nie. weeg hy 4 kilos. Hy is solid undersize. Maar ek vat hom so dat my vingers kan so net om hom gaan. Daai ding se pens lyk of hy hoendereiering gesluk het. Absoluut verstommend gewees. Maar nou ja, dit is maar hoe dit gaan. Wat my dink aan daai baber wat ek aan die visstank gehad het. Onthou pa ons het ek het toe ek op hoërskool was, het ek so visstank in my kamer gehad. Nie 'n groot so meter visstank. En ek het onder andere dat ek elke keer dat ons dam toe gaan, het ek net maar visse van die dam af gevat en in die dammetjie in die tank gesit tot hy nou lekker vol was en dan hou ek dit nou so en dan maar ek het onder andere het ek so 'n klein babertjie met 'n net geskep. So jy gaan loop so kniediep in Valdam met 'n klein netjie en dan skep jy al hierdie klein visse en ek het so 'n klein babertjie geskep en hy was in my tank gewees vir baie lank en wurmpies gevoer en hy het selfs water so 'n bietjie groter geword en ons het daai tyd het ons 'n paar kirpertjies gekry in Valdam. Onthou paar klein dit was in Valdam wat ons die kirpertjies gekry het. Ja, daai vleikirper goetertjies, jy kry hulle maar oralse. En dan kry ek 10 of 15 van hulle af. Wat ek hulle sit hulle emmertjie kom ek by die huis vanaand, gooi dit in die vistank, môreoggend dan sal hulle gehalveer, dan maar hang hy babertjie se pen so. Dis ek dan uit op 'n stadium hy to decent size geword. Hy het so groot geword dat ons hom eventually in die uitgehaal het en in die dam gaan gooi daar so agter ons is. Maar ja, dit was interessant. Daai dammetjie het ons ook baie inligting gegee. Ja, dit. Daar het ons gesien, jy moet sien daai babertjie. Dan swem hy ding. Ons gooi wurms in, dan sien ons hy's daai kant, dan gooi hy die wurms hierdie kant in. Dan gooi hy wurm in, onmiddellik gaan hy soontoe. Dan gaan hy voel daai babertjie voel hom so met die snorre. Dan die volgende maak hy babertjie so, gaan hy op, dan bloem by die bo en dan gaan hy af, dan gaan eet hy hom. Elke keer voor hy wurmpie gaan haal het, gaan hy ding in daai tank, gaan hy op, haal asem, gaan af en dan eet hy daai wurm. Dit was vir my sekerlik die ding wat ek nog nooit gesien het nie. En ek dink nie dit is 'n algemene ding wat gebeur nie. Maar want anders gaan jy daai wat jy net moet babertjies sien, want daai goed kou. En ons het maar ook dit onder was andere net 'n baie interessante waarneming wat ons daarmee gemaak het. Ek het onder andere het ek karpies en muddies ook in die tank gehad. En ek het 'n vlak gedeelte gemaak en dan 'n bietjie van 'n dieper gedeelte gemaak en dan die oggende voordat ons gaan fish het, kan jy gaan kyk waar lê hulle. As hulle in die vlakker gedeelte lê, kan jy maar dam toe gaan en fish naby en vang jy in die vlakker water, dan kry hulle in die vlak water. As hulle in die dieper gat lê, dan moet jy weet jy kan dalk een stop maar gooi. Mense het net, hulle voel ook daai tipiese ding. Al is dit in 'n visstank, jy weet hulle voel ook daai druk aan, jy weet is dit swaar of is dit ligdruk of wat ook al. En jy kan ons kon duidelik sien vis
jy kom een oggend dan kom jy by hulle en dan swem hulle rond. En dan oormôre dan kom ons by daai selfe tank en dan lê hy goed net so doodstil, so passief. Dan weet jy dit help nie, jy gaan nou probeer nie. En wat lekker was, dit was 'n mooi ekosisteem geweest want ek dink ek het 'n geeltjie ook aan die gehad as ek dit nie mis het nie. Dit is 'n gele of 'n graskarpie. Ek dink hy was net so klein Graskarpies het ons gehad. Graskarpies het ons 'n paar definitief gehad. Maar dit was lekker. Ek het onder andere 'n goudvisie gehad. Hoe lank dink jy lewe 'n goudvisie? Kwagga? 2 jaar. Yes, ek dink myne was ek kan nie onthou nie. Dit was dit 4 jaar. Ja, ek kan nie onthou nie. Dit is lank. Dit was vir hy was van so groot af toe hy eventually dood is, toe daai een van die babers hom aangevat, want dis dit nou al so goudvis. Ja, my goudvis het nooit gehou nie, want elke jaar as ons opgegaan het vir tiervisvang het hulle saamgery. Ek gaan kyk hulle bietjie na die wild daarbo. Ja. Maar right, luister voordat ons verder gaan. Ek wil net gou vir die klomp by die huis gou vragie stel. Aangesien my werkskontrak nou klaar maak die week, het ek myself nog maar 'n bietjie beloning gesê dat ons gaan donderdag gaan ons nou 'n bietjie boel toe gaan. Ons gaan my catfish vang en hopelik kyk of ons dalk 'n arapaima aan die lyn kan kry. Ons sal maar kyk wat gebeur. Maar vir die luisteraars by die huis, as julle wil sien hoe dit lyk, gooi vir ons 'n bietjie 'n comment onder onder hierdie video en sê vir ons ja, julle wil sien hoe dit lyk en dan kan ek net donderdag 'n video bietjie vir ons maak en dit post. Ek het dit nog nooit getraai dit doen nie en dit gaan nie werk nie, lekker wees. Hoekom? Hulle gaan dit Woensdag aand kan kyk. Ja, hulle kyk dit Woensdag en ek fish donderdag, so ek kan donderdag na ons kyk as hulle dit wil kyk, dan kan ek mos gaan. Maar ek kan dit mos neem en as hulle dit nie wil kyk nie, as hulle nie comment nie, dan gaan ek die video nie post nie, maar as hulle sê dan kan ek mos die video maak. Ja. En so maak maar net die video en dan kyk ons dan na. Ja, wat ek net sê is dat wil hulle dit sien. Ek gaan in elk geval wil ek toets om die videoetjie te maak, maar ek wil weet of hulle die video wil sien of nie. Ja, ons wil sakkie. Pavel, ek sal dit vir Pa stuur. Ek wil kyk of die luisteraars by die huis dit wil sien. Maar nou ja, alright, kom ons gaan aan met die topik wat ons vanaand wil bespreek het. Soos wat julle weet dat ons nou begin, ons gebruik nou maar ons target 'n bietjie venues. Uit die aard van die saak uit gaan ons nou eers 'n klompie van die venues om Valdam doen, want dit is nou maar waar ons meeste van ons hengel doen en ek dink meeste van die luisteraars wat al na die podcast luister is ook maar groot Valdam hengelaars, groot dalk Bloemhof hengelaars. Maar ek dink Valdam is die venue waar die meeste van die mense gemaklik by kan uitkom. So ons het nou maar vanaand 'n venue gekies. Kwagga wil 'n bietjie daaroor gesels. Dis 'n venue wat ek nie vreeslik lief is vir nie. Ek dink daar's 'n paar venues wat ek sal verkies bo die spesifieke venue, maar ek het maar my eie probleme met die venue wat ek later met julle sal bespreek. Maar Kwagga, wat se venue het ons bespreek vanaand? Wat se venue bespreek ons vanaand? Sakkie, dit sou Buurmans gewees het, maar aangesien jy die Barry Special Floats eers na die finals gaan uitkom, dan sal ons Buurmans bespreek. Nee, Sakkie, ek het gedink kom ons praat 'n bietjie oor Buurmans. Ek dink dit is een van daai plekke, soos laasweek wat ons Kaap gesê het, ek dink Klipdrift is 'n vrou van sy eie, nou Buurmans is ook so op sy eie, want dit is 'n moeilike stuk water daai, en dis basies 2 verskillende venues op een plek. En is actually Buurmans. Ja, laat ek maar net vir die mense sê waar my teerpunt is met Buurmans. Een van my junior SA's het ek daar gehengel en het ek 'n lekker blank op 'n SA's dag gehad. Dit was net, ek weet die mense sê dat jy daai blank kom, maar dit is nie baie lekker as daai blank kom op 'n SA's nie. Dis nie baie lekker nie. En per toeval die pen waar ek nou op geblank het vir die hele SA's, ek het nou dag gesê die een kant het die hele SA's geblank, maar dit was nie waar nie. Wat gebeur het is vir die hele SA's het een van die 2 op die pen geblank. So vir die 3 dae, ek dink sê net maar dit was 'n links op die pen geblank, links op die pen geblank, regs op die pen het geblank. So een van die 2 het vir die hele SA's op daai pen geblank. En Matthew McCullough dink ek het 2 gekry en ek het 1. Ek het niks. Ek het geblank. So dit was
Dis nie 'n venue wat ek baie lief is vir nie, maar dit is, ek weet nie of baie hierdie kan doen nie, maar dit is ook 'n venue waar ek definitief my verste gooi in my lewe al gegooi het. Met daai Wat ons Terminators. gemeet het. Ek sê nie onthou, so sit jou vers nie. Ek kan nie onthou hoe ver dit was nie, maar jy sal seker onthou. Dit was daai tyd, want ons het nog met hom skalk gepraat daai tyd. Dit was soos, ek dink dit was soos 185 of 187 of so iets gewees wat ons daar gestaan het, maar dis maar net met 'n skoon lood gewees. Maar vir 'n junior daai tyd was dit nie bad nie. Ons het daar op die punt gestaan en so uitgegooi in die dam se kant in. Ja, ek onthou die dag. Maar ja, okay, ek wil gaan vertel vir ons. Praat met Laat ons net gou die venue gou aan. Laat ons net gou eers die venue hierso kry. Dis een van die venues wat ek actually dink ek op Wag, my eie sê kan gou kan vir my, opspoor. hoekom sou jy nou sê, hoekom sou jy nou oor Buurman wou praat? Kyk, daar's ek dink daar's twee dinge agter dit. Barry. Kyk, eerstens daai jy weet winterhengel is op die stoep. Daai was een van die oewers gewees op die Valdam wat altyd baie goeie sakke produce het in die winter. En as ek sê sakke, dis nie net Groot Kaaps nie. Ek onthou ons het 1 jaar 'n klap kom daar gehengel vir Kempton nog. Ek dink Callie het gewen daai dag. Hy het 21 vis gehad vir 15 kilos. Maar dit was net muddies. Sy grootste muddie, as ek nou reg kan onthou, was 3 kilos gewees. So by daai plek, ek sê spesiaal maak is die linker of die regterkant voor die huisies is daai beter dieper water in die winter en dis waar ons hengel. Jy weet jy kan en wat dit nice maak is jy kan 'n kortstok hengel of jy kan 'n langstok hengel en 'n kortstok hengel langstok enigiets van 'n 55 tot 'n 135. Jy weet jy moet vir jou 'n afstand kry waarmee dit gemaklik is en jy gaan daar hengel die dag. Daai Kaaps is daar en daai muddies is daar. Maar needless to say, as jy nou daai venue vat en jy gaan links om Springbok kamp toe, is dit 'n total different venue. Dan raak dit amper meer, ek wil sê 'n casting venue. Alhoewel Jy bespreek dit te mooi, maar kom ons kry gou net die visual van die venue. Ek het vir ons hierso so opgooi. Okay, so dis nou vir die van julle wat nie weet nie, dis Valdam. So ons gaan na hierdie kant net, hè. Dis hierso in hierdie kom, as ek nie mis het nie, nee. Ja. Daar kan julle sien, daar so sê Buurman. So net om vir julle net perspektief te sê, so 'n plek wat hom daar's Val Marina, AV, Moelman, so reg aan die ander kant van Moelman. Oranjewil, wys hulle waar is Oranjewil? Links? Ek het geen idee waar Oranjewil nie. Daar's Oranjewil. Daar's die brug. Oor die brug. Kan 'n mens nou nog oor die brug gaan? Ek het nou nog foto's gesien van daai water wat letterlik onder op teen die brug is. Ja, maar jy kan ja, so dis die brug. Nou ren dan met daai pad reg het aan tot die hierso by die hek. Daar's die grondpad. Julle kan hierso kyk, daar was gewoonlik takbokke gewees. Ek weet nie of die takbokke in die nee, glad nie. Daar is so nou en dan nog bietjie springbokkies wat daar rondloop, maar hulle nie op 'n stadium het hulle ook kameelperde daar gehad, tipe. Ja. Paar jaar terug kameelperde in gedeel gehad. Ja. Maar in elk geval so ry met daai en dan kry jy na die hek ry. Ja, so as jy daar afkom, sakkie, daar waar daai Buurmans logo is, hou net so. So sien jy daar, kom jy ry letterlik tussen die skuur en tussen die twee skure deur. Ja, hier vir daai paadjie hierso deur. That's it. Dan kom jy nou daar af, dan daar's ons is altyd dis waar die meetings gehou word in die oggende, die lotings en daai goed. So dis soos 'n rondawel chaleitjie, wel nie chalei nie, dis meer 'n huisietjie net met 'n afdak vir dit. Nou as jy nou 'n bietjie uitzoom, sakkie. OK, so gaan 'n bietjie uit. Nog uit, daar's hy. OK, hom nou net so. So alles regs wat jou daar waar jou pyltjie nou sit. Ja. Trek hom nog regs, trek hom nog regs. Ek gaan vir jou sê stop, kom nog daarso, stop daar. So van daar tot linksom in die oorkant is Buurman se water. Daar's hy, gaan nog. Tot by die draad. Ja, tot by die draad. Tot die. Ja.
So alles regs van daai draad as ek nou reg kan onthou is dit die ou Jim Fouché gronde. Barry is dit reg ek dit sê. Dis hy. So daai is jou verste punt op daai dam. En dis hoekom ek sê jy het basies twee verskillende oewers in een venue. Sakkie, kom gou bietjie terug daarvan, kom nog links, kom nog. OK, stop daar. Gaan bietjie terug. Jy sal sien hy maar daar sy. OK, so net daar is waar die eiland begin as die dam leeg is. As jy nou bietjie voor daar voor is 'n eiland. Ja, daar waar Sakkie nou is. Ja, so daai eiland as die dam leeg is, dan kom hy al die pad uit tot amper voor die windpomp. Ja, hy maak van 'n die punt. regterkant. Ja, hy maak so groot punt. So daai as jy uitzoom Sakkie sal jy sien daar's 'n huis, stop net daar. OK, sien jy daar regs bo by die bome? Hierso. Ja, so daar's 'n ou huis daar. So as jy nou 'n lyn so sal reguit aftrek, dan is dit waar daai eiland loop. En hy gaan aan, as jy aangaan sal jy sien tot waar die windpomp is, dis nou nog verby die huisies lê daai eiland. Al wat daai alge nou lê, is alles eiland. That's it. So ja, skus, kom maar. So daar waar daai nou terug. Ek probeer kyk of daar dalk 'n ou, want ek weet partykeer is daar ou foto's. Maar ag, dit lyk nie so nie. Ja, so daai net so voor daai baie is waar daai eiland deurloop. Nou dis kyk, ek het al daar gesit, ek het al visse gekry, ek het daar gesit, ek het nie visse gekry nie. Ek dink dit gaan oor die tyd van die jaar, dit gaan oor die weer, dit gaan oor die lugdruk, dit gaan oor alles. Maar daai is een van die platter gedeeltes van die oewer. Dan natuurlik hoe meer af jy kom in die baai in waar jy daaronder 'n baai maak. So van daai baai af regs op tot by die huisies is weer, kom ons sê daar by daai baai is daar 'n pompkamer met 'n waterpomppyp wat daar inloop. Hierdie kom. Praat ons van hierdie Ja, kom. so yes. So net bietjie regs van hom is daar 'n waterpomp vir die plaas dink ek wat daar ingaan met die pype. Die pype en goed kan jy sien dit lê so oor die water. As ek nou reg is Sakkie, as jy hier sien jy maak so wit streepie, daar's hy. Net regs van dit is waar die pomp inkom. Daar's die pomp. So regs van dit, al die pad op tot by die windpomp, is dan weer 'n oewer van sy eie basies. Daai die windpomp. Nee, nog link. regs. Kom af ander kant toe. Ja. Ja. Ek sê stop net gou daar, Sakkie, terwyl ons nou daar is. So daai huisies wat jy daar sien is altyd die huisies wat die mense van praat. Dis die ou huisies wat jy voor kan Van die sit. werkers. Van die werkers. Daai is ook baie diep water. Dis daar voor hulle gebeur wat jy het- het geblanket Sakkie. Ja. Nee, ek het hierso. Okay, so hier gaan ek jou nou iets anders te vertel, Sakkie. So jy sien hierdie, daar waar jy nou was by, jy gesê jy geblank het. Ja, Hier bo is die windpomp. Hierdie. Daar is die windpomp, as ek nou reg is. Of is hy net onder hom. Daar is die windpomp. Ja, daar is die dam. Jy kan nie Daar is die boom. Okay, Ja, maar maar in sien elk die geval, So wat hy daar in die water doen in hierdie. ons het dit Ja. ons het dit nou opgetel met ons proewe wat ons nou daar gehad het. So daai laaste zone tot voor die windpomp hengel basies in 'n ander tipe water. So van die Hoërgouwe as jy inloop, jou net is letterlik 'n meter en 'n half, 2 meter van die kant af, dan is jy klaar heup diepte in die water. Maar dan maak hy 'n drop, dan voel dit soos ek wil sê 'n sementblok, maar dit steent om aan iets anderste. So jy moet daar besluit maak. Eider jy gaan op 25 hengel of jy gaan oor daai blok hengel en hoop jy vang vis daar agter. Daai hele zone, ek dink daai zone was gewen met 1 kaap van 4.9 kilos op die proewe. Quentin Meer het daai kaap gevang, ek dink hierso 2 o'clock die afternoon. Dis nou hierdie Die stretch res hierso. Nee, daar wat ek nou gesê het, daarso. Daai stretch daar. So hier's die, kom ons sê hierdie is die windpomp. Sal jy sê Kyk. dis hierdie stukkie hierso.
That's it. Daai 7 penne links van daai windpomp het basies gesuffer. Dit was genuine moeilike water for some reason. Nou weet ons nie of dit te diep raak nou daar nie en of hy 'n sloot maak nie. Maar wat ek wel kan sê is hiervoor is hy onmiddellik diep. Jy weet, 'n go-to vir my by Biermans nog al die jare en ek het dit geleer by Callie en ek het dit geleer by Steve en selfs by Richard is gooi daai een stok, maak vir jou besluit. Dis 'n 115 of 'n 125 of 'n 135. Kry vir jou 'n lang stok. OK, daai is jou afstand, daar gaan jy bly. Daai stok gaan eers vis produce van 11 uur af. Die ander stok vat jy en jy gaan begin op 'n afstand, sê 'n 45 of 'n 55, hengel hom 'n halfuur, uur, dan skuif jy hom 10 meter. Dan hengel jy hom tot jy daai kol kry waar jy daai kapies kry, muddies kry en geelietjies kry. Dan weet jy is op die regte lyn. Daai wat nou gebeur het daar Vrydag met die proewe daar, soos Murphy dit wil hê, sit ek in die eerste zone op pen 2. Pen 1 vang al daai kapies op, ek dink 20 meter, 30 meter. Ek hengel 'n 30, ek kry nie 'n kapie nie, ek vang 'n geelietjie, dan vang ek 'n kapie. Next moment is daai vis weg. So toe kry ek my eerste kaap op die langstok, toe kry ek die tweede kaap op die langstok en toe gooi ek al twee stokke daar agter en toe gaan ek die kaapste vang. Die probleem is jy speel nou 'n catch-up game in daai water. Nou met daai kortstok het hy klaar voer gelos daar. So daai kaap gaan so nou en dan of 'n vis gaan so nou en dan daar verbykom en tappe hom en hy vang hom waar jy nou chase op daai langstok daar agter. Maar nou vat jy wat in daai sone gebeur het. En ek het dit so deurgegee vir wat vir my gewerk het vir Quentin en vir Charlie en vir CT. Dit het nie by hulle gewerk nie. So dit wys jy hoe daai hele oewer change. En Sondag toe gaan sit ons aan daai Springbokkamp. Toe bloei ons daar. Kyk, dis die eerste keer in my lewe wat ek 'n 6de in 'n zone kry met 'n 50 gram babertjie. Maar weer eens, die vis was daar in die oggend op 20, toe is hulle weg. En die ouens wat nie daai vis gevang het in die oggend nie, het nie vis gehad nie. Daar is ek reg as ek sê ek wil gou ek praat nou onder 'n korreksie. Dis nou ek praat nou maar uit geheue uit. Ek weet nou nie hoe my geheue is nie. Hierdie klipprige kop dingetjie. Dis nog mos deel, dis die edge van Biermans, né? Ek kan nie weet nie waar is jy nou nie. Okay. Sakkie, daai wit lyn. Kom daar by die wit lyn af, Sakkie. Dis waar hy stop. So daar's ergens 'n klip. Daar's die draad, Sakkie. Was die klipkop waarvan ons altyd was daar nie altyd daai klipkoppie waarvan ons altyd gepraat het nie. Die klipkoppie was daar reg voor die windpomp het daai klippe gemaak. Yes. Ek onthou met klapkompetisies met daai punt wat jy daar voor jou het. Ja. Want ek onthou met klapkompetisies, as ons met een hand 'n klapkompetisie of iets daar gehengel het oom Jerry hulle altyd ek dink dit was oom Jerry hulle of oom Skalk Eyser het altyd net links van die koppie altyd gesit. Dit was 'n ding gewees waar as ons die oggend nommers getrek het, die ou wat 'n laer nommer getrek het, altyd direk so toe gery en daar gaan sit. So wat interessant was daarso, almal wat links van die windpomp gesit het en wat wel klein geelietjies gekry het of size geelietjies gekry het hulle nie verder gevang as 45 nie. Almal wat regs van die windpomp gesit het al hulle weegvisse kry nie nader as 75 nie. Ek sou vir jou sê, vir my 'n ding wat ek altyd in my agterkop hou is ek moet Bierman toe gaan. Is daai hele gedeelte daar voor die huisies, van die kom af reg om tot regs teen die draad. Is as jy die dag daar kom en jy sukkel, dan is dit daai ding van 'n absolute oop spoel, bottom weight strop, jou grootste gewig wat jy het, maak vir 'n redelike lang bottom weight strop met wurmpies. As jy wil, kan jy op die een hoek 'n snyk sit en op die ander hoek karibas. Vat daai goed, skit hulle net in rooi poeier, miskien in duiwelstrek en rooi poeier as jy wil. En jy vat daai goed en jy gooi vol, né? Jy gooi hom daar waar julle groot ouens hom kan gooi.
né? En jy vat daai stok en jy sit hom neer en jy los hom. Jy trek hom nie uit oor 'n uur nie, tensy hy gebyt het nie. Ja. Wat ons baie pertinent dan doen is jy trek daai lyn so snaar soos absoluut snaarstyf en dan moet jy ou net seker maak jy hou hom dop. As jy sien iets laat sak 'n bietjie, dan sit 'n klein visie wat daai gewig skuif. Dan moet jy nou uittrek want dan sit daar so 'n babertjie of daar sit 'n maddie of daar sit 'n kapie of 'n ding. Maar ek het al menige kere regtig waar goed gedoen in 'n sone of goed gedoen in kompetisies waar daar eenvoudig net nie ander vis is nie. En dan is dit daai stok met daai wurmpies, met daai rooi poeier baie pertinent. Vat daai ding, moer hom maar binne en los hom, maar maak seker jy trek vir hom so styf. En dan moet jy net kyk. Dit help nie jy sit dan in slaap en het daai ding gebyt en vanmiddag getrek jy uit dan sê, "Ai, shame, kyk hier kom 'n babertjie saam." Dit is tel 10 minute gebyt nadat jy hom gegooi het, daai tipe ding. So ou moet oplet na jou goed en definitief dan kan 'n ou partykeer so nogal 'n paar visse kry. Daai linkerkantste gedeelte inteendeel, ek het net begin by Kempton hengel. Toe het ons daar een winterkompetisie gehengel. En ek sit daai dag langs CT en jy weet vir die dag vang hy daai ouens stikkend. En ek loop toe hierso 11:00, 12:00 na hom toe en ek sê, "Jesus, jy weet ek suffer, wat doen jy?" Hy sê nie hierso, checkie. En hy gooi so lank bottom met daai groot white en hy sit onder 'n flou teen 'n DG en bo 'n single snake. En hy plant hom. En dan los hom tot hy loop. En van daai dag af is ek by Biermans kom en ek sukkel gooi ek 'n bottom. Val daar links want hy was dit veral regs. Ek het dit nog nooit links nodig gehad nie. Maar daai regterkant se deel, ja. Maar dis Biermans. En dis kom ek sê, wat hom so special maak, jy het twee verskillende venues basies, want jy het die platter gedeelte en jy die dieper gedeelte. Ek kyk nou. Ek doen daai measure ding. Hoeveel kilos dink pa is dit van die een kant na die ander kant toe? Dis seker 'n goeie 5. Kwagga, wat sal jy Ek praat nou oeverlangs, nê? Ja, Oeverlangs. Ja. Ek dink jy sit daar met 'n 9 kilo oever. Nee, dit is 5. 4.7 kilos. Ja, ek dink ons het hom in die verlede gemeen. Op die level wat hy nou hierso is. Maar dit dis as jy dit in perspektief sit hier van my, dis van waar ek bly hierso tot in distrik 1 wat my 35-40 minute vat om te ry. So dit is vir my 40 minute oever daai. Sakkie, sommer net 'n interessantheid. AV van die linker draad tot die regter draad as die dam nou bietjie laer is. Nie as hy so vol is nie. Hoe voller hy word, hoe kleiner word hy. Maar as die dam nou bietjie terugtrek, dan sit ook van die een draad tot die ander draad 5 km. Ja, dis 'n groot oever. Ja, en wat AV so spesiaal maak is dat hy word die hele tyd groter. Soos die dam leeg word daai oewer net groter en groter en groter. Maar as dit nou met daai baie ingesluit wat mense nie mag hengel nie. Wat nee, dit is gemeet tot waar ons mag hengel. Okay. Daai baie is mos aan die regterkant van die draad. Dis hy. Ja. Ja, maar in alle geval dis maar net so vir interessantheid. Om terug te kom na Bierman toe. Ek moet bysê dat daar voor daai huisies het ons al regtig waar groot sakke maddies gevang. Waar daai maddies letterlik vang op soos wat jy net gesê het, op daai 25 meter. 25 meter sit ons daar en ons vang daai maddies sakke vol. En dis ook een van daai plekke waar ek voel 'n mens moet kyk. Elke keer wat ons daai groot sakke maddies gevang het dit begin met daai geelietjies. Jy sit en jy voer 'n kol. Skielik kom daai geelietjies in en 'n ou dink, "Ag, Jesus, like net nie dit nie." En hoeveel keer gebeur dit dan dat ouens gaan en hulle verander hulle way van hengel, hulle verander hulle moties en gooi allerlei strooi op daai kol en dan is alles weg. Ja. En die ou wat sit en hy werk net deur daai geelis. Jy vang jou 6, 7, 8 geelis vinnig
en die volgende oomblik kan kom hy muddies. En as hy muddies is daar is, dan om hulle weg te kry is moeilik. Dan hou jy vir hulle. Dieselfde laat los het hulle daar. Dieselfde laat ek hulle daarna al gekry het waar iemand langs jou hulle wegtrek of daai tipe ding. Dis nie vir my iets wat as 'n norm daar gebeur nie. Glad nie. Ja, wel ek kan onthou dat ons het definitief toe ek daai SA's met die opbou na die SA's het ons 'n paar keer na daar gaan fish en ons het 'n paar regtig goeie oefendae gehad wat opgeloop het na die SA's toe en ons het van die zones gehad as jy daai zones wat onder as jy by die huisie af as jy waar jy by plaas inkom, daai eerste sone wat jy daar gehad het, ek dink dit was C-sone of B-sone want ons het nie vreeslik ver dings omgegaan nie. Daai ouens het ons het daarso mooi sakke vis gevang. Dit was jy daai lekker 20, 25, 30 vis gevang vir die dag. So daai vis is daar. Dit is definitief 'n venue waar mense lekker kan hengel, maar ek dink hy kan jou byt. En hy kan jou stief behandel daai plek hy. Gogga het net gepraat van 'n 3 kilo muddy. Dis een van daai plekke waar ek daai goed nou hoeveel keer hierdie muddies van kom ons sê 2,5 kilos en op is glad nie iets vreemd daar nie. Nee, val nie daar nie. Definitief. Ek wil dink dit is CT of Kali. Een van hulle twee het twee sulke merske muddies ook daar gevang, so baie naby aan mekaar. Maar is ook hier net onder die 3 kilos. Maar ek sal vir julle nog sê hoe wat waar, so net bietjie oor wie was dit. En die ander ding is, jy weet as mens kyk hoe die graskar nou uitkom op die Valdam met al hierdie water, nê. Jy weet daai pokse is daar ook. En ek weet ons het al by Buurmans ook gevang op baie kort afstand. Jy praat nou van die groot grasies. Ons het nou voor die podcast, voordat ons nou begin rekord, het ons 'n bietjie geklets rondom die groot grasies wat uitkom. Wil jy nie net gou vir ons net 'n bietjie vertel? Kom ons laat ons net vir die luisteraars nou net 'n bietjie vertel van die grasies wat nou uitkom. Ons het nou die laaste ruk het ons nou gesels oor die kurpers wat in Bloemhof is en hoe die grasies 'n klompie jaar terug so nuisance was in Valdam. En hoe ons gesê het dat die dam met eventually homself uitgebalanseer en gestabiliseer en hoe ons nou hierdie dik grasies skryf. So wat het met jou gebeur en dan wat het met ons ander pelle gebeur? Ja, so net 'n kort recap dan sal ek op dit kom, Sakkie. So wat gebeur het ons proewe gehad die 3 dae, die Vrydag, die Saterdag en die Sondag. Die Vrydag was ons by Buurmans, die Saterdag by Leeuplaas en die Sondag weer by Buurmans. Sondag Vrydag die tweede gekry en Saterdag die eerste gekry by Leeuplaas en deel van die Leeuplaas sukses was die eerste, ek sou sê die eerste uur. My eerste stok wat ek gegooi het was 'n 9,5 kilo grasie en die tweede vis was 'n 2 kilo baber en die derde vis was 'n 8,7 kilo baber. Maar wat vir my uitgestaan het en kyk baie mense het dit nou al gesê. Ek sal vir jou die foto stuur van hierdie grasie. Jy moet die ding sien. Hy's letterlik so, maar hy's so gevreet en gesond en jy kan sien dis al wat hierdie vis nou doen en die baber ook. Jy weet, laasweek het ons Skalk gepraat van daai babers met die groot kop en die klein lywe. Daai babers en die grasies en die Kaaps op die Valdam nou is gesond. Maar maar jy weet ons kan praat na die final, jy weet aangesien die daily special Eerste keer laat ek hierdie jong man is bang vir 'n veteraan. Glad nie. Nee, so kyk julle ken my, ek's nog altyd oop en ek het die ouens gewys op die damme wat ek doen. So ek het daai en almal ken hulle as die 14 voet kwagga bliksemsticks uitgehaal en ek het die 145 gram sinkers uitgehaal en ek het die mure gegooi daar agter. En betoeval nadat ek gegooi het toe ek gaan sit agter op die bakkie. Julle ken vir Gideon nou Tiny wat vir Randse Sport hengel. Hy het so 3-4 penne regs van my gesit. Toe sê hy vir my, "Kwagga, sien julle, toe kan jy letterlik daai skoolgrasies op die surface sien. Hulle swem so." En ek maak toe nog die joke en ek sê ja, wel ek lyk my ek's nog so 20 meter short. En next moment toe gaan hy stop. Toe vang ek daai grasie.
En ek dog wel, dan moet nog ene wees. Toe gooi ek weer, toe vang ek 'n baber en toe vang ek 'n groot baber. Maar back at the story is deesdae op die valdam wat so vol is, moet jy die water lees. Jy sien die babers, jy sien die grasies en jy sien die kaaps, want hulle eet nou vreeslik baie. Dit is te skerry om te sien hoe gesond hierdie vis nou is en dis in 'n maand se tyd. Jy sien, maar dit is waar dit nou moeilik word as jy 'n veteraan is. Hulle kan nie Ons so sien ver nie so ver nie. Ja, jy sien, dis hoekom oom nou vir hom spesiale flouties moet maak om die vis nader te roep. Te lok, absoluut. Luister so, kwagga, maar daai wat jy nou van praat is 'n meer as 'n 5 ons gewig. Ja, oom, kyk, die volgende gewig is 'n karbattery. So Nou laat dit my worry, want jy het nou net vir ons vertel, jy gooi daai 12 ons grapnels daar op Orange Rock, yes, net hoe? maklik. groot skouers. Het jy nog nie van daai gewigte daar by Valdam gegooi nie? Nee, sy shape is nie vir my reg nie. Want dan kan jy daai ding nou mos as jy 'n 5 ons op 240 gooi soos jy net nou gesê het. Imagine waar gaan jy 'n 12 ons gooi? Ja, daai ek weet die probleem met hierdie veterans, jy gee vir hom so 'n storieetjie. 10 minute later is dit so storie. Ons het net gepraat, jy het gepraat van so 'n babertjie. Net as my pa vertel sê vir my die oë was so ver uit mekaar uit. Ja, en jy weet ek praat dalk nou van 20 mure op die hoek. Môre vertel jou pa die hele job ek sit 50 mure op die hoek, jy weet. Sê gou gaan jy by die vergooi SA ding wees? Nee, sakkie, ek gaan nie. My dagboek lyk maar so 'n bietjie vol vir die jaar. Ek het kom ek wees eerlik met jou, ek het die jaar uitgesit met die provinsiale hengel. En die jaar het ek besluit om weer provinsiaal te gaan hengel. Maar dit was deel van die plan om 'n jaar uit te sit wat ek in my studies en goed klaar gemaak. En toe het ek besluit, jy weet, as ek terugkom, kom ek terug en jy weet daar's 'n sekere paar dinge wat ek doen wat ek geleer was. Jy weet ek het van kleins af voor die regte ouens sê ek groot geword wat my geleer het en ek is half spyt dat ek dit nie kan doen by die vergooi nie want dit help jou oefening met die casting. Maar wat ek gaan doen is, jy sal sien die volgende 3-4 maande gaan ek hengel basically non-stop, elke naweek, om in daai ritme te kom, in die winterhengel te gaan hengel, om jou weer te leer van die geduld, en al daai dinge, en die casting, en dit, en, jy weet, gelukkig skiet ons ook baie, so, dis ook deel van die winter, en as ek nou sien hoe hulle die datum so goed rond change, dan gaan ek dit ongelukkig mis. Ja, want ek hoor net jy praat van daai 14 voetstokke nou. Ons het verlede week ons gehoor, daai 14 voetstokke is 6 duim te lank en dit is So wat dit so special maak was. Ek het en jy weet ek sê dit vir almal, ek steek nie weg nie. Ek het letterlik gegaan en ek het laat iemand vir my 'n reek stokke bou wat vir my pas. Want ek hou van 'n gemaklike casting styl. Maar ek moes myself begin leer om nader te hengel. So wat ek gedoen het, ek het gegaan en ek sê ek soek 'n reek stokke om van 'n 55 of 'n 25 tot op 'n 165 te kan hengel. En dan soek ek 'n stel stokke waarmee ek lote kan gooi. So wat toe gebeur het is, ek kry 'n stel 8 voeters, 'n stel 11 voeters, 'n stel 12 voet 9's, 'n stel 13 6's en 'n stel 14's. So wat dit nou lekker maak is, ek het die 13 6's en die 14's waarmee ek die lote gooi. En ek van daai 13 6 waarmee ek die lote gooi en ek kan nog steeds 'n M2 en 'n bol ook ver gooi want die stok is gebou, maar dan gooi jy 'n bol. Jy gaan nou nie baie ouens, ek kry van die vis so jammer as die ouens sulke bolletjies opsit, jy weet. Gooi 'n bol. Kyk my armpies. Ja, maar oom het 14 voet extreme casters. Ja, maar kan jy 'n 14 voet extreme caster vat en dan so 'n bol aan sit? Ek sal hom wys. Ek sal hom met 13 6 gee en jy sit so 'n bol aan en dit gaan gemaklik wees om daai ding te gooi. Ja, ek sal hom gemaklik gooi, maar tot waar? Wel, ons sal aan dit werk. Ek dink ons moet hierdie recording vat en dan maak ek en oom 'n date. En dan vat ek hom dam toe en ons gaan gooi daai stok tot jy hom op 150 kry.
Ek dink julle moet dit doen voor die vergooi is as dit. Nee, ons doen dit na dit. Kyk, Ja, iemand steek nou sy floutjies weg. So hy is nou weer suur, nee, jy het nou nie gedink hy gaan so wees. Hoeveel floutjies vir jy? Dis maklik. Sien kom 'n pakkie floutjies saam as ons die mic net 'n klein tappie. En dan hy het my mic en goed daarso by hom, so hy gaan dit weet jy nou. Weet jy wat is die sad deel van as 'n ou vir 'n ou net 'n klein houertjie gee? Hy gaan dan gaan kopie hulle dit. So is beter 'n ou gaan dan gee vir hom 'n 5 liter emmer, dan weet jy hy het genoeg. Dan weet jy hy het genoeg, hy gaan nie bodder om dit te kopie nie. Nee, kyk, dis soos nydag wat ek oom gevra het vir hulp toe ek vasgebrand het met en ek gaan dit nou maar vir almal sê. Ek gebruik jou egg yellow om my spyker beter kleur te gee. Maar die egg yellow dip. Ja. Nou watse winkel verkoop nog jou egg yellow dip? As jy op die rak nie. Niemand nie. So Murphy's Law stap ek in hierdie winkel en ek kan nie eens onthou dis iewers waar ek gery het en hier staan 2 met die ou vaal labels nog en ek dog kom, vat. Want dit is hoe skaars dit is. Maar dit is soos om sê, jy gaan vir iemand 'n sakkie flouties gee en môre hoor die hele wêreld daarvan. Nee, dit gaan nie oor die woord nie. Ek sê maar net nog altyd dat as iets nie beskikbaar is en die mense weet wat dit is, dan kry hulle iemand om dit te kopie. Ja, ek hoor wat. Dit is so eenvoudig soos dit. So as jy dit wil doen, moet jy dit gaan en doen dit, sit die ding op die mark en kry klaar. Laat dit dan net maar vir almal beskikbaar is. Anders is dit net 'n kwessie van tyd, dan word Griekie word Hansie en so gaan dit aan. Maar nee, keis, dit is mos maar. Nee, dis cool. Maar luister, ek sit hier so terwyl jy nou so klets. Hierdie gedeelte van die dam waar Biermans is, dis dan 'n gedeelte van die dam wat ek glad nie goed ken nie hoor. Wat se kant? Die Wilgerstelsel, sakkie. Ja, wel Kyk, jy moet onthou die Wilgerstelsel is ons het dit altyd genoem en ek het dit so geleer by Kali. Die Wilgerstelsel is die winterhengel en die valstelsel is die somerhengel. Gewoonlik produce die Wilgerstelsel beter in die winter omdat sy water reg deur die jaar koud bly. Maar die vraag wat ek nou het met die Katsie-stelsel wat geblok is en al daai koue water, hoe gaan die Wilgerstelsel nou verander teen die valstelsel? Is 'n catch-22 vraag, maar daai is die hele ek sien dit as die hele Wilgerstelsel tot voor die Oranje brug. Alles links van die Oranje brug is die valstelsel. Ja, eintlik nog eentjie aan. Tot daar by Jan se plek. Daar Jan se plek is waar hy 2 bymekaar kom basies. Maar in alle geval as jy ek stem saam met wat Kwagga sê dat die Wilgerivier gedeelte hengel as 'n norm beter in die winter. En die rede daarvoor, hy het nou vinnig van gepraat, is daai water wat van Katsie afkom, is sneeuwater wat smelt daar in die Lesotho hooglande. En dit loop in die Katsie en dan kom dit af in die rivier totdat dit op die einde in die Wilgerivier is en dan nou afkom Vaaldam toe. Sommige net vir die mense wat nie weet nie. Dit is hoekom daai water altyd koud is en dit is definitief hoekom Vaaldam as 'n norm weet daai meer vis in die Vaalrivier gedeelte gee. Die somer die water word net warmer. Maar dit is ook weer 'n deel van die rede hoekom die vis oor die algemeen aan die Wilgerivier kant definitief 'n groter vis is. Dis selde dat jy aan die Wilgerivier kant sit en jy vang hierdie klein matkakkertjies. Dit gebeur selde. Met uitsondering van jy sê jy ken nie daai deel goed nie, Sakkie. Net basies 'n plaas of 2 daarvan af is Kreer waar ek en jy destyds daai massiewe sakke grasies gevang het. Toe Male die Ultraswal gehad het by Bierman. Dis wat ek sê dat ek sê nie ek ken dit glad nie. Ja. Ek sê net dat dis want ek kyk hierop. Dis jy het Kreer, jy het Tago, Griekie, tannie Grieta's op hierdie kant, né? Nee, Of sy aan die ander kant. Nee, Grieta's Vaalrivier. Ander kant, né? Maar kyk, ek kyk hierop, né, dis Tago. Dan as ek opgaan, die volgende plek wat ek herken is Riviera. Ek het nooit by Riviera gehengel nie. Mhm. Né? Dan die volgende plek wat ek
kan sien wat ek goed ken is ek ken. Wel, Oranjewil. Is Oranjewil Stokkenhoed, daai area ken ek nou mos maar daar die publieke kant het ons baie gehengel. Maar ander verder as jy nou teruggaan, as jy nou hiersoos Kreers en Tago as jy Mianzi. ek het nie gehengel nie. Ja, ons het maar okay, jy sê nie noodwendig gedag sê. Ek sê nou maar net dat dis vir snaaks dat jy hierdie hele groot stuk oewer jy het hierdie helse groot stuk van die dam wat ek bitterlik min kennis van het. Ja, daai kant van die dam het baie mooi vis en as ek nou reg kan onthou, jy kan gaan kyk ook na die grootbek geelis wat uitkom op die Valdam. 90% van die kere kom hulle uit aan die Wilger se kant. En dan sit groot. Ek dink oom Johan het nydag daar by Biermans by 'n lead een gevang van 11 kilos dink ek. Ja. So hulle is daai kant ook, maar op daai noot en weer eens die is my gevoel. Daai kant van die Valdam hengel ek harder as die kant van die Valdam geure gewys. Omdat die water kouer is. Dis net my groter vis teiken. Korrek. Dis ek sê 100% met jou saam. Ek is daar absoluut eens met jou. Laat definitief daar en dis daai vir my oor die algemeen baie meer daai langdistansies hengel. Dit is nie ons het by Tago nou groot sakke maddies gevang en daai tipe goed, maar dit is per geleentheid. Dit is nie fyn dat 'n kwessie van dat ek die naweek 'n sak vol maddies vang en sê ek wag ek gaan volgende naweek terug ek gaan weer 'n sak vol maddies vang nie. Dit gebeur per geleentheid, maar nie noodwendig altyd. En ek gaan nou eerlik wees, daai Tago, oom onthou die jare toe Sentraal Gauteng as ons daar gehengel het, dan as ons 200 hengelaars of wat ook al, meesters en seniors en juniors. Nou, iets wat vir my uitgestaan het op die Wilger stelsel, maar by Tago spesifiek, is pitte. Ek het pitte gehengel op 'n lang stok daar agter en ek het altyd daai groot Kaapse gevang. So dis ook iets. As jy daai tyd my nommer gehad het, moes jy my gebel het vir flouties. Ek het hom nydag weer gewys hoe werk of vir deeg. Of vir deeg. Nee, ek moet bysê. Dit was altyd 'n lang stok ding. En jy weet daai tyd ek praat nou van daai tyd, dit klink of dit jare terug was, maar ek het daar al gehengel, ek onthou dit. Ja, 'n TCP pit en 'n Gumtree pit met 'n caramel backing, maar klein man, jy sit daai caramel backing net so 'n stukkie op, jy weet. En dan vat jy daai stok en daar's nie 'n klip nie, daar's nie van 'n afstand nie. Jy gooi daai ding daar agter. En hy lê sy 45 uur om loop en dan vang jy daai dik op. Ek gaan net gou vir jou vinnig my storie vertel van Tago. Is 'n dag wat Sakkie baie goed sal onthou. Ons hengel 'n Old Transvaal Liga finaal. Die Old Transvaal Liga. Hengel ons daar vir Eland. En Sakkie is ons runner. En jy weet waar daai sloot se opgaan as jy nou links omgaan. Ja. Nou, links van die sloot is E-sone en F-sone is van daai sloot af regs in die sloep in. En ek en Dirk Lourens sit op pen F2. Pen F1 is Philip van Wyk en Louis Steyn. En dan ek en Dirk en langs ons is Skalk van Breda en Loukie van der Merwe. En dan gaan die ouens maar so in die kom in. Maar in alle geval kom hy oggend daar en Philip hulle trek hier links weg en hulle is op daai vis. Maar hulle vang hierdie klein jong kapies en maddietjies en goed vang hulle. Jy's like en Dirk trek weg en hy vang 'n klompie vis en Skalk en Loukie langs ons, hulle vang vis, hier sit ek kry nie 'n pak en byt van 'n dag uit nie. Maar dis so lank terug, ek dink nou daaraan dat ons het nog met magnums gehengel. In alle gevalle ons sit daar so 'n Sakkie kom later kom hy daar by ons hier, so seker by 11 uur se kant kom hy weer daar by ons by die pen aan. Hy sê vir my, well, that's it pa, ek loop nie weer nie. Ek sê van wat nou, hoekom? Hy sê pa, so ver as ek loop, gee almal my dinges van pa blank. Ek sê, wat kan ek doen? Sakkie, daar's my 2 stokke, hulle is in die dam. Ek het nog nie 'n byt gehad nie.
né? Jy's like nou sit Sakkie hier en sê jy kan nie net sit nie. Hy sê wel, dan moet pa nou maar 'n vis vang. In alle geval ek dink ag man, los my net uit. En ek loop, ek gaan sit daar by Skalken by Loukie op die bakkie se tailgate. Ek sit by Berg Lawrence en eet droomwors. In alle geval ek sit daar so die volgende ek sien ek net daar gaan daai freaking polisiemanetjie, die chick handeltjies begin so daai. Slaat ek so dik kaap man. Ek daai kaap vang, toe weet ek kyk nou sit klaar heeltemal 'n ander storie man. Dis nou so 3-4 kilo kaap man. Eers like en ek het daai karp en ek sit hom in die net. Vat daai stok wyn nou weer op, gooi hom weer daar binne en dan gooi ek met daai bol 6 en die wind is van agter. Daai bol 6 klein bolletjie en dan moer jy ding daar binne. Eers like net so ruk gaan die ander stok. Slaat hom doek nog so kaap. Toe ek daai tweede kaap vang, toe sê ek nee, nou weet ek, nou is ek fine, want nou sit ek met 'n klomp kilos, waar die ander ouens het hierdie 300 gram visies, man. En Toe gooi almal. Toe probeer almal nou gooi wat ek al. Dis haar ouetjie, Quentin was sy naam, ek kan nie meer sy van onthou nie. Hy is een van die beamptes daar. Hulle later die middag toe waai hulle gaan nou die inweegstate en goed reg kry en wat ook al. En hy het toe nou by een van die ander zones geweeg, maar hy kan nie, oom Barry, ek kan nie glo jy het nie vis nie. Dis die laaste tipe ding wat hy vir my gesê het. In alle gevalle in ons, daai middag eindig ons en ek het toe, ek kan nie onthou nie, ek dink ek het iets soos 8 vis of 6 of 8 vis, maar dis almal daai dik kaaps. Ek gaan nou lieg sê ek nou moet kilos op goed sê. En ek vat die sone toe nou redelik gemaklik, wen ek hom toe nou. In alle geval, ek is Sakkie, ry daarvan af nou, ry na die plek waar ons nou die prysuitdeling gaan hê. Dus daar kom hy Quentin ouetjie kom aangehardloop. Hy sê vir oom, ek kan nie glo nie. Hulle sê vir oom is eerste algeel. Ek sê en hy sê dit kan nie wees oom dan geblank nog. So dit is toe. Is nie nou meer nie. En dit wys nou maar net hoe daai goed kan verander hè. It's never over till the fat lady cries, nee. Nee, dit is so. So dit al hoeveel keer het ons dit al beleef. Maar dit was ook een van die lekker goed dat ek kon wat ek in die bevoorregte posisie was toe ek runner was vir Eland met die ligas en die goed. Die hoeveelheid goed wat 'n mens leer in so 'n situasie en ek het dit al voorheen net op die podcast gesê is as daar ouens is wat begin in die hengel en wat wil deel vorm van 'n klub of ietsie soos dit. As jy die kans het om by 'n klub by 'n groot klub, kom ons praat van 'n Kempton of Kempton is nou nie meer nie. Maar as jy by een van die groot klubs, Randse Sport of nee, as jy by een van daai klubs kan betrokke raak as 'n runner by hulle ligas en goed soos dit is die beste plek om te leer want jy het volle toegang tot daai ou se kas, tot daai ou se gery, tot hoe hy hengel. Hulle wys vir jou elke klein detailtjie en dan moet jy na die volgende ou toe gaan en jy moet dit vir hulle gaan verduidelik en hulle leer 'n ou letterlik die waarde van 'n kolletjie. Ja. Nee? Sakkie het vroeg al geleer. Jy kry Coke en dan kry jy Coke met 'n kolletjie op. Nee? En as Darian nou 'n Coke nodig het met 'n kolletjie op, dan moet jy weet Darian sukkel. Dan gee hom 'n Coke met 'n kolletjie op die proppie. Dan loop 15-jarige Sakkie agter toe en hy gaan daai koelerbokse. Hy sê ek vra nou die oom, ek sê vir oom nou, hier is vir hom 'n Coke. 'n Coke met 'n kolletjie, dan sit net so rukkie dan Darian so kalm soos wat jy kan kry op soos 'n dagawalm. Dis nie ons styl nie. Maar dan Darian so kalm as wat jy kan kry. Gooi hy stok daar binne. Nou, dan sit sulke tyd. So ou leer van maar dis die waarheid daai. Kyk en dis hoekom ek hierdie biermans ding ook opgebring het. Toe ek Kempton gejoin het, want ek was 8 jaar by Kempton, 8 of 9 jaar, ek kan dit nie onthou nie, 8 of 9 jaar by Kempton. My eerste klub kom vir Kempton was by Biermans gewees. En ek het daai dag gesuffer. Want ek het in 'n ander mindset ingekom. Ja, ek het vir klubs gehengel, maar jy weet jy gaan op 'n ander vlak as jy 'n kompeterende klub join en ek sê nie die klubs is nie kompeterend nie. Daar is net sekere klubs wat 'n stappie hoër as die ander is en dis hoekom hulle die ligas wen en dis hoekom hulle die val wen en daai goed.
Nou, toe ek Kempton gejoin het ek vir die eerste 2 jaar as 'n runner gewerk by die liga. Oh, En ek brilliant. dink Barry kan dit onthou. Ek het daar by ek dink een was by Biermans, sorry, Moomans Eiland. Toe sit ouma langs Lloyd hulle wat die maddies in goed gevang het. En daai dag het ek geleer hoe om stroppe te laai vir tempo vir 'n ou wat hengel. Maar back at the range leer jy jouself hoe jy daai stroppe moet laai as jy tempo hengel. Dan gaan ons Hearts East toe waar dit 'n gooi game word en dan begin jy sien hoe die ouens uit die blikkie dink. Jy weet hy het hierdie geleer daar, maar nou begin dit want dit iets werk nie, so hy moet toets om te gaan probeer en 'n vis vang. En daai volgende jaar by Kempton toe ons 'n klap kom hengel op Biermans, toe verstaan ek Biermans in die sin van as jy nie vis kry nie, gooi jy nie ver genoeg nie. Of jy gooi 'n bottom, of jy doen iets anderste, maar jy gaan sit nie en wag nie. Jy gaan doen iets, al is dit 'n bottom met 2 wurmpies, al is dit 'n bottom met asies, gooi hom agter 'n gevangde vis. En dit help so baie. So die raad wat ek enigiemand kan gee, wat meer, ek sal nie sê nasionaal, provinsiaal wil hengel nie, maar wat net meer kompeterend wil hengel. Join 'n klub. En gaan loop op 'n liga of vra vir hulp. Ek is seker as ons kyk na die groot klubs, jy weet Sentraal Gauteng is ons het wat AV, Randse Sport, Suikerbos, De Bo, ek weet nie wie is daar nog nie, Eland is daar. Maar ek is seker al daai manne sal hulle deure oopmaak vir 'n hengelaar wat wil leer en verder gaan in hengel. En dan nominate jy, want niemand wil loop op 'n liga nie, almal wil hengel. En nominate dat jy wil loop. Dis waar jy die En meeste ek sê nou dis die grootste ding om te blank op 'n liga. Want almal is op jou case, almal voel jy drop hulle en almal en die risiko wat jy het as jy nie in die stelsel is die moontlikheid dat dit met jou gaan gebeur is baie goed. Ja. Is dood eenvoudige kwessie van dis vir jou vreemd, dis druk, dis onnodige druk en dit kan 'n ou maak of breek. Want Correct. nou blank jy die eerste keer, volgende keer nou kom jy daar met al daai stres van die vorige blank en al die mense sê hoor jy moet asseblief maak nou die en maak nou daai. Nou wil almal jou raad gee en jy los al jou goed wat jy ken van al die jare, los jy. Ja, en dit maak dit net baie moeilik. Ja, verander jou voer, verander jou daai en dan as jy weer kyk dan blank daai ou wat jou vertel het. En as dit nie lekker nie, dan begin mense dan gaan jag jy eerder as jy wil gaan visvang. So dis regtig gesmaak een van daai goed waar ek is daardeur. Dit was vir my en bo op die feit dat jy baie leer, as jy saam met die regte klomp mense is dit ook moeë lekker. Dis een van daai goed waar Die crowd is 'n ding. dit was Ek stem. ek ken nou as gevolg maar van my pa het ek nou maar 'n klomp van die mense nou maar geken. So dit was nie vir my dat ek by die oeverhou ingekom het en ek niemand geken nie. Ek het baie keer het ek by die ander span se ouens gaan sit en gesels. Ek bedoel ons het teen Kempton gehengel as so 'n Callie daar as ek saam met by hom Callies gesit en ek by hom Callie gesit en geklets vir hoe lank of ek het maak nie saak waar ek was nie. Ek het as ek verby hom Skald geloop het ek op by hom Skald gesit en gesels. As ek verby wherever ek was, ek het met die mense gesit en gesels en jy kry so goeie dis sommer net regtig lekker. En veral op 'n liga level waar dit nie vreeslik kompeterend is nie, is hulle ook baie meer toeganklik om jou te help. Ander spanne, dis net een van daai goed waar dis nie 'n ding waar die mense gaan hardloop en hulle kas gaan toemaak as jy verbyloop nie. Waar as jy dit doen by SA's en goed soos dit, dan kan dit al jy moet agter verby omloop en by liga jy loop daar langs die kasse by ek loop af by ons Skalk se kas ek sê vir my oom wat maak julle hier so net 'n bietjie hier so check en dan skit daar Ja, maar almal kan dit nie doen nie. Dit is nou maar een van jy's nou maar in 'n bevoordeelde posisie daar. Wat gaan sê vir my? Laaste ons moet begin wrap up, so ons moet begin vandag maar. Dis ek sê laaste ding wat ek gou by jou hoor. Ek sê jou nou sê wat my mening is, maar as jy nou 'n nuwe hengelaar is, nee, jy wil nou hierdie kompeterende hengel begin. Jou oogmerk is jy wil presteer. Wat is vir jou die mees belangrikste ding
Wat jy hengel moet met leer. original mooties. Nee, kyk, ek dink dis waar die grootste fout in kom, is die antwoord wat Sakkie gegee het is, as jy die oomblik gaan sê, hierdie mooties is die beste, gaan hengel met dit, of die. En ek wil dit daar buite sit vir almal. 'n Brand is 'n brand. Of jy daarin glo of nie daarin glo nie, dis jou keuse. Maar die belangrikste ding van hengel is, as jy nie kan cast nie, gaan jy nie vis vang nie. Inteendeel, jy gaan kan cast, jy gaan 'n vis vang. Maar daai consistency, 'n bolsag op die water sit, 'n kolhengel, 'n verstok kan hengel, 'n verstok op 'n kol kan hengel. En dit aanhou doen. My ding is, en dit is nog altyd so in my ingewerk is, die dag as jy wil, provinsiaal of nasionaal hengel, moet jy kan cast. Of dit 55 is en of dit 155 is, en jy moet akkuraat kan doen. Ja, nee, dit is presies, ek wou hoor wat jy sê, en as jy het nie gesê nie, so ek het gesê. Dit is, mense wat wil begin hengel, wat belangstel, moenie worry om in daai ligaspan te kom nie. Gaan leer eers gooi. Maak seker, jou gooi is bo-gemiddeld. As jou gooi bo-gemiddeld is, sal jy goed doen. En met bo-gemiddeld bedoel ek nie noodwendig bo-gemiddeld ver nie. Bo-gemiddeld ver gaan altyd help. Dit gaan definitief vir jou nog 'n bietjie beter help. Maar daar is definitief mense, ek dink baie pertinent sommer aan iemand soos 'n Dwayne Webb, wat sê dat hy gaan nie deelneem aan 'n vergooi kompetisie nie, want hy weet hy gaan dit nie wen nie. Dis nie sy way nie. Maar Dwayne kan tot op 120 kan hy daai ding konstant neersit waar hy moet om wil hê, en dis dit. So casting is na my mening sekerlik die heel belangrikste ding in hengel. Ja. Werk daaraan en jy sal vis vang. En I agree. So 'n tip van my af hoe om aan dit te werk is, gaan na 'n dam toe. Gaan maak vir jou 10 bolletjies, wat jy ook al wil gooi, M1, M0, M2, whatever. Klippestok op 'n afstand. Gooi daai 10 bolle op daai afstand elke keer in die klip akkuraat. Dan skuif jy daai klip met 10 meter en jy gooi daai 10 bolle weer. En jy doen dit tot jy die bolle begin misgooi, dan weet jy waar jou weakness is. So wat jy dan doen is die volgende dag gaan jy terug en daai weakness klip jy en jy gooi tot jy daai 10 bolle klips raak gooi. Nou as jy die klippe gaan raak gooi, is dit een ding, maar dan moet jy begin direction kry. Want dit help veel, ek sê altyd dit help veel, jy kan 'n bol op 180 gooi, maar jy gooi een hier en een daar en een daar. Guess what? Hengel eerder op 120 en gooi almal op een kop. So dis my pasies is dit nie. Nee. Ek sê, ons almal gaan nie vir 'n 6 of 'n niks nie. Tot so 130 is my pa sê my saam, maar enigiets is bo 130 sê, nap. Kom ek sê vir jou so, hoe ek daar redeneer, Kwagga. Ek sê, as jy dit kan doen, as jy op 180 kan gooi en jy kan dit akkuraat doen, pyk. Nee. Maar jy kry daai dae wat my maksimum akkuraat is 130, maar op 130 is daar nie vis nie. Nee? Nou moet ek verder gaan. Dan vang ek liewerser 2 vis 2 ure uit mekaar uit. Een daar en een daar aan die ander kant, nee? Maar ek het hom op 180 gekry. Nee? Dan vang ek dit liewerster as wat ek nou die hele tyd nog steeds vashou. Nee, maar ek moet akkuraat gooi. En nou kom ek net by die 130 uit en vanmiddag blank ek, want daar was nie 'n vis in daai lyn nie. So daar's tye wat ek net sê ek stem. As dit daai desperate times is wat dit en ek meen ek het so 'n shot gegooi by Buurmans nou die dag net om 'n bloody vis te vang. Ek het 'n M2 of 'n M3 wat ek kan nie eens onthou nie en ek het hom so half regs gegooi, maar ek het vir hom gebrand. Maar hy het nou nie gebyt nie, maar dis soos jy sê, dis nou daai gooi wat jou 'n vis gee, wat jou die dag keer om te blank. Ja, en dan moet jy sien as jy op daai stok 'n vis kry, moet jy sien waar trek ek heen. Hans ek 6 penne links. Maar ek moet sê, ek dink daar's min dinge so ongemaklik. So horrible. As jy by 'n liga of by 'n proewe of by 'n SA's kom en jy vat jou eerste stok en jy gooi hom 3 penne regs. Dis die jou ek het dit al gedoen.
jou confidence, jou lus Ja, vir dit val net hengel, so. dit voel jou hele dag se hengel. Dit vat jou 2 ure om jou mental game weer terug te kry. As jy daai eerste sok vat en hy so 3 penne regs en jy sê guys, sorry. En dan moet jy nou Jy doen dit loop, want jy wil nie almal se verkeerd, lyne Sakkie. uittrek nie. Nee, jy moet net vir daai man sê, sien jy, as jy vis vang, kan ek ook gooi wat jy gooi. Ja, dis wat ek sê, as dit jou eerste gooi is, daai eerste gooi. Ja. Ag nee, hy breek elke bietjie moed wat jy het. Dis Nee. Ja, nee, dis waar. Ja, ek dis is- waar. Maar ek dis het- hoekom ek sê dit is die belangrikste. ek sal As jy- sou daarso as jy en As vir jou my casting as daai eerste 2 gooie, as jy daai eerste 2 gooie gegooi het en hulle al 2 lê mooi, dan dit voel net asof jou dag op 'n goeie noot begin. Gekickstart is. En ek sal 100% saamstem met julle. Okay, manne, maar ons moet hierdie ding nou afsluit. Ons is ver oor tyd vandag. Ek weet nie hoeveel van die luisteraars nou nog luister nie. Maar Kwagga, dit was lekker gewees om met jou te gesels. Gesels soos Ja, dankie gewoonlik. julle. Ons het begin praat oor bierman en dit het ons nou vir 40 minute oor ander goed gepraat. Maar ek is bly dat ons net ten minste so 'n bietjie oor bierman en goed gesels. Maar dankie, dit was lekker gewees. Dankie vir jou tyd. Ek weet jy was so 'n bietjie besig gewees die laaste 2 weke en dis nou dis nou die laaste dag van julle het vakansiedag gehad vandag, net hè? Ja. Yes. Sodat hulle dit nou tyd uit jou vakansiedag nou uitvat om vir ons hierdie podcast te rekord. So ek wil vir jou baie dankie sê vir jou moeite. Nee, ek wil vir julle dankie sê en dis 'n groot voorreg vir my om dit te kan deel met julle en ek hoop al die mense leer daaruit. En dit is altyd lekker om te chat. Ek meen mens raak, jy sit hier agter en ek weet ek gaan nou weer jou pa se been trek met die floutie storie, maar ek weet op die einde van die dag en kom dit tot op 'n punt wat ek meen ek hengel oor 'n week en 'n half teen hoeveel manne, groot name op Biermans en hooplik gaan ons deur final toe en you know what, dis wat ek weet van die water en ek deel dit met die manne en ek is seker meeste van die manne ken die Wilger-stelsel, maar hooplik is daar iets wat ek kon bydra tot hulle sukses oor 2 weke. Dit en dan wil ek 'n paar dankie sê. Dit was lekker geweest om met 'n paar weer bietjie te gesels. Ons het verlede week nou geskiep. So hierdie week is dit nou maar vinnig rekord en edit en post vinnig alles in 2 dae. Maar dinge begin weer terug na normaal keer, so ek wil 'n paar dankie sê daarso. Dis reg. Boerse dankie Sakkie, dit is lekker. Ons vat hom vorentoe. Moenie worry nie Kwagga. Sy vir jou 'n paar flouties gee. Hoeveel vis het jy nodig? Dis nie Wel, ek moet nou Saterdag en Sondag goed doen. So ek moet nou maar En wat van Vrydag? Hengel jy nie die spanne dag? nee, oom, ek hengel nie span. Okay, ja, dan is dit nog makliker om jou te help. maar dan ding jy mos dit nie my pa nie. In elk geval. Want ek kom loop vir oom. Alright, vir die luisteraars by die huis wat luister tot nou toe, ek dink nie ons vreeslik baie van julle wat nog tot hier toe geluister het nie, maar ek wil vir julle baie dankie sê. Onthou om te like en subscribe en dan sien ons julle volgende week, same place, same time. Cheers.